Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging, stigting en troos. Is jy op 'n plek waar elke dag soos 'n stryd vir jou voel? Waar die lewe jou neerslaan en die storms van pyn en teleurstellings jou so toegooi? Voel dit vir jou asof dolke van teleurstellings jou van alle kante steek? Ek het nodig om vandag vir jou te sê, onthou, saad word nie begrawe om te sterf nie. Dit word geplant om te lewe. Ja, Yeshua, ons koning is self deur onreg. Hy is self deur verwerping en pyn. Hy is verraai, verhoor, sonder rede en gekruisig. En tog, deur daardie dieptes het Abba Vader lewe gebring vir my en jou en die hele wêreld. Die kruis was nie die einde nie, dit was die begin van opstanding. Romeine 8 vers 18 sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons sal openbaar nie. Waar jy vandag voel die wêreld wil jou begrawe, weet dit, maar Vader werk agter die skerms en is dalk besig om jou te plant. Elke traan is 'n druppel wat jou wortels dieper maak. Elke beproewing is 'n herinnering dat jou krag nie uit jouself kom nie, maar uit hom wat jou vashou. Psalm 126 vers 5 sê, die wat in trane saai, sal met gejubel maai. So daar's hierdie storie van 'n boer wat sy donkie verloor het. Hy het al sy werkers gestuur om hierdie donkie te gaan soek. En na 'n daglange soek, het een van die werkers gaan kyk by die ou put op die plaas, wat 15 meter diep was. So waar, toe hy afkyk in die put, sien hy die donkie onder in die put lê. Die eienaar was baie lief vir die donkie, maar toe hy alles probeer het om die donkie daar uit te kry en die hele storie aanskoue neem, het hy besef dat daar geen manier was om die donkie te red nie. Die put was te nou en die donkie het onder in die put vasgesit. En aangesien die donkie nie beweeg het nie en ook nie 'n geluid gemaak het nie, het die eienaar aangeneem. Die donkie het hom doodgeval. Die boer was baie hartseer en het maar besluit, die beste wat hy nou kan doen is om die donkie daar te los en maar die put toe te gooi. Die eienaar het toe 'n paar van sy werkers gevra om grawe te gaan haal om die put toe te gooi. Toe die eerste graafgrond op die donkie se rug val, het die donkie wakker geskrik uit sy koma en besef hy's besig om begrawe te word. Dit was nie sy beplanning om lewendig begrawe te word nie en het net elke keer as daar 'n hoop grond op sy rug val, dit eenvoudig net afgeskit. En so het die donkie elke keer die grond afgeskit, vasgetrap, afgeskit, vasgetrap, afgeskit en vasgetrap. Dit was omtrent 3 ure later toe die werkers nog wil grond gooi, toe hulle stom verbaas sien, die donkie se ore staan bo die rand van die put uit. Toe hulle besef dat die donkie nog lewe, het hulle die put verder toegegooi, totdat die donkie doodluiters oor die rand kon klouter. Met ander woorde, die eienaar van die donkie en die werkers het besluit om die donkie maar te begrawe, maar in plaas daarvan het hulle hom gered. Jy sien, wanneer jy grond op jou rug voel reën, wanneer die lewe jou onregverdig behandel, wanneer jy een teleurstelling na die ander beleef, moenie laat dit jou begrawe nie. Skud dit af en trap dit vas. Die donkie het besef dat die grond wat op hom reën kan of sy einde wees of dit kan sy redding wees. En al is jy hoe teen die planke, moenie gaan lê nie. Die enigste verskil tussen 'n stuk steenkool en 'n kosbare diamant is die hoeveelheid druk wat dit moes verduur. My en jou hantering van kritiek, ons hantering van probleme, maak of breek ons. Dit gaan oor hoe ek en jy hierdie druk hanteer en verduur wat ons maak of breek. As jy aanstoot neem en verbitterd raak en jou entoesiasme verloor, laat jy toe dat die lewe se swaar kry jou begrawe. En dis presies wat die vyand wil hê jy moet voel. So kan ek jou vra, haal jy nog asem? As jy nog asemhaal, het jy nog nie by jou einde gekom nie. Nee, jy is nie begrawe nie, jy is geplant. En wat geplant is, kan blom. Selfs uit die donkerste grond groei lewe. Jy het nodig om vandag te besef, jy is geplant en nie begrawe nie. Kies lewe, sê Abba Vader, en skud die goed af wat jy wil begrawe. En soos Romeine 8 vers 18 sê, waardeur ook al jy nou gaan, dit mag erg wees, maar dit is niks in vergelyking met wat op jou wag nie. Jou pyn is net tydelik. En Abba Vader se beloftes is ewig.
Jy's op pad na iets beter. Jy's nie klaar nie, jy's op reis. En die bestemming is heerlik. Die wat in trane saai, sal met gejubel maai. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, vandag bid ek vir elke een wat mismoedig, wat voel asof dit 'n reën van alle kante. Ek bid vir nuwe krag, die van 'n arend. Ja Vader, U is ons rots. U is ons bergvesting. En dankie vir U beloftes, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dat U oë op ons is. U is ons beskermer en U is ons voorsiener. Ons eer U daarvoor. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die Seun van Jotewave. Amen. Shalom.